Abba Vader, ons sê vir U dankie vir die geleentheid waar ons hier in se kop by mekaar kan wees tydens hierdie tyd van die groot oes. En sekerlik het dit geestelike implikasies van waar ons staan met U, wat U in hierdie seisoen wil doen, en ook die groot oeste wat nog moet inkom. Daarom kan ons net vra vir guns. As dit U wil is, moet ons betrokke wees en waar ons betrokke moet wees, dat U dit aan ons openbaar maak, sodat ons ook in U plan en U skedule en U program kan inskakel. En ons dankie daarvoor, Vader, in Yeshua se naam, loof en prys ons. Amen. So daarom het ek dit goed gedink om bietjie te gesels oor die oeste. Daar's twee groot oeste wat nou inkom in die laaste tyd. Daar's altyd first fruits en dan is daar die groot oeste. Is die graanoes en dis 'n vreedsame oes. Dis die oes waar ons nou uitgaan, die organisasie doen en mense kom in kortliks. Die onkruid groei en dit word groot saam met die koring. So wat hierso gebeur is, die ou kom tot bekering, hy kom tot inkeer, maar in sy wandel is daar groei. Daar's nog onkruid in sy lewe, daar's nog dinge wat hy moet leer om te doen. Daar's sonde in sy lewe, dit word geopenbaar, hy hanteer dit en hy groei en hy groei en hy groei. Tot op 'n tyd wanneer Yahshua kom en jou uithaal en die onkruid dan verbrand word. Die koringaar buig voor God. Nou as jy die koringlande ken, veral ook in Israel, is daar 'n onkruid wat nes koring lyk. So as hulle klein is en jy trek uit, dan trek jy dalk koring uit. Maar sodra die koring in die aar gaan, die balie of die koring raak ryp, dan buig die aarde toe. Hy's nederig, hy buig hom neer voor God. Maar nie die onkruid. Die onkruid bly regop. Nou kan jy die onkruid maklik sien en uittrek. Die onkruid word dan eers verwyder voor jy die oes afhaal. Die koringaarde word dan afgesny. Nou as ons dit vergeestelik en ons kyk wat gaan gebeur, en ons is nou deur 'n seisoen waar baie geroep het wegraping en so meer, dan sien ons wat gaan gebeur in die eindtye wanneer Yahshua terugkom, gaan die heiden weggepak word. Eers die onkruid, eers hulle word doodgemaak, eers hulle word vernietig, dan word die oes ingesamel. Nie anders nie. Dis nie eers die oes en die onkruid bly oor nie. Die koring word dan uitgeslaan, koring word dan van die kaf geskei. Die koring word geberg en die kaf word verbrand. Dan is daar die wynoes. En dit is die oes wat saam moet Elohim, saam met God se toorn gaan. Dis wanneer die oordeele oor die aarde kom en die mense uit desperaatheid uitroep na God. Dis nie 'n vreedsame insameling. Die druiwe, 'n sinnebeeld van wyn, bloed, water word in bloed verander, water word in wyn verander. Die druiweoes word uitgetap sodat die sap rooi uitloop. Die mense gaan getrap word, doodgemaak word, vernietig word deur God se toorn sodat die bloed loop. Openbaring 14 vers 20 en die parskuif is buitekant die stad getrap en bloed het uit die parskuif gekom tot aan die toons van die perde 200 myl ver. Nou baie mense sê dit is net simbolies en dit klink omtrent simbolies want hoe baie mense moet doodgaan. Ek het nog nie 'n kalkulasie gemaak. Dit sal interessant wees. Hulle sê mense doen hoeveel 4 liter bloed, die wat gou wiskundig is, kom ons werk hom uit. 5 liter bloed. 4 liter, 5 liter bloed. Goed, jy klomp bloed in jou liggaam. Hoeveel bloed dink jy is daar wat gaan loop as 3 biljoen mense doodgemaak word? 3 biljoen maal 5. Kan dit nie soveel bloed wees nie? 'n moontlikheid.
So wat dan hierdeur gesê word, is daar gaan soveel mense doodgemaak word, as al hulle bloed uitgegooi word, is dit soveel bloed. Goed, net ietsie wat nou opkom. Openbaring 14:17-20, en 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het ook 'n skerp sekel gehad, en 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het uit die altaar uitgekom met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou skerp sekel in en samel die oes van die wingerdstok, die wyn van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. Nou wanneer ons kyk na hierdie gedeeltes van Openbaring en ons kyk die oordeele van God wat oor die aarde kom, is dit die engele wat die dood bring. Dis die engele wat die destruction bring. En in hierdie hele proses gaan siele ook kan inkom. Nie so maklik soos die graanoes nie, maar hulle gaan inkom. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in 'n groot parskuip van die grimmigheid van God. So hier sien ons hierdie oes wat inkom is deur die grimmigheid van God. En die parskuip is buitekant die stad getrap en die bloed het uit die parskuip gekom tot aan die toons van die perde 200 myl ver. Dan lees ons in Johannes 15 vers 1-6 sê Joshua vir ons, ek is die ware wynstok, ek is die wyn, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Nou hier is 'n gedeelte wat vir ons baie kan sê, baie kan beteken. Vader verwag van ons, wanneer ons in Joshua is, om vrug te dra. Geestelike vrug. En in die proses gaan ons deur toetse. Ons gaan deur moeilike tye. En daardeur word ons skoongemaak, ons leer en ons groei geestelik, sodat ons meer vrug kan dra. Wat goed is, wat nie lekker voel nie, maar wat geestelik goed is, want ons groei in volwassenheid. Maar die hartseer, die nadeel is, wanneer ek en jy geen vrug dra nie, vat God ons weg. So God verwag van ons om vrug te dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. So dis die voorwaarde van ons, as ons vrug wil dra, moet ons in die woord bly. Ons moet doen wat die woord sê, want Joshua is die woord. Ons moet in hom wees, in hom bly. Ek is die wynstok en julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en hy verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Soos ek en jy as gelowiges of ongelowiges, maak nie saak nie, as mense nie die woord doen nie, as hulle nie in Joshua is nie, as hulle nie in hom bly nie, is hulle verlore. Dis waar die skrif van. Hulle word uitgegooi, hulle is nie deel van God nie, hulle doen nie die woord nie, en hulle word bymekaar gemaak en word in die hel gewerp. In die vuur verbrand. Openbaring, slaan jou skerp sekel in en samel trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword. Druiwe is die vrug of die geloofswerke van die gelowiges wat nou getoets gaan word. Die druiwe oes en die bloed het uit die parskuip gekom. Dit is nie 'n sagte, liefdevolle insameling nie. Die toorn van God is oor hierdie oes. Die grimmigheid kortliks beteken iets wat baie vinnig gebeur, wat hard gebeur. Dit is iets wat gedoen word met die doel om te vernietig. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Baie kortliks, Johannes 17 vers 3.
En dit is die ewige lewe dat hulle u ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus, Yahshua Mashiach, wat u gestuur het. Nou moet ons vra, wat beteken dat ons hom ken? Want dit gaan vir ons sê, wat gee ons die ewige lewe? 1 Johannes 2 vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. So as Pietie, Jannie en Sannie vir jou sê, ek ken vir Yahshua, ek ken vir Jesus, ek ken vir God, maar hy bewaar nie die gebooie nie, is hy 'n leienaar. Dis nie ek wat dit sê nie, God sê. Dis hoe God bepaal of ek hom ken. Hy kyk na my en hy kyk, bly ek in sy gebooie? Doen ek sy gebooie? As ek nie sy gebooie doen nie, dan ken ek hom nie. Al sê ek ken hom nie. Hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Dis die enigste maatstaf, hoe ek kan sê ek ken vir God. As jy na my werke kyk, en my werke wys, ek doen die woord van God, dan ken ek hom, anders ken ek hom nie. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Klink baie hard, klink baie kras, maar dit is wat God self sê in sy woord deur Johannes. As ek sê, ek ken vir Jesus, ek ken vir Yahshua, maar ek doen nie sy gebooie nie, dan sê God, jy is 'n leienaar. Jy sê, jy ken my, maar ek kyk na jou, jy ken my glad. Ons is weer by die ewige lewe, die 7 gees. Jy moet die gebooie bewaar, jy moet gered wees. Jy moet deur geloof die woord doen. Jy moet gehoorsaam wees aan God. Daardeur word jy geregverdig deur dit wat Yahshua gedoen het. En jy word geheilig, eenkant gesit vir God. En dan is jy genees. En dan het jy die ewige lewe. Die 7 gees saam bepaal die ewige lewe. Gebooie, baie kortliks, ons gaan vinnig gou deur almal gaan. Lukas 10:25, en daar het 'n sekere wetsgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy, dus Yahshua, antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? So in die wet kan ons lees, hoe kry ek die ewige lewe? Nie op 'n ander plek. En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele krag, uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En Yahshua sê toe vir hom, jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. Doen dit en jy die ewige lewe. So ons sien die ewige lewe kom deur gehoorsaamheid aan die gebooie. En dis wat Yahshua sê. Johannes 12 vers 50, en ek weet dat sy gebod, dis God se gebooie, die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Gered, Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die meester Yahshua bely, en met jou hart glo, wat moet jy glo? Dat God hom uit die dode uit opgewek, sal jy gered word. So redding kom, jy moet glo met jou hart en jy moet dit sê. Glo en doen, met ander woorde, Shama. Dan sal jy gered word. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van die geloof. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En hier spring ons vinnig op en af en sê, ek glo in hom, so ek het die ewige lewe. Wat beteken dit om te glo? Johannes 6:47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Gehoorsaam, dit volg net op 20 verse verder, Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe.
Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, hy wat nie doen wat die woord sê nie, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly. Jy sien hoe skrif bevestig. Hoe woord homself ondersteun en homself verduidelik. Glo, dan het jy die ewige lewe. Ongehoorsaam, dan sal jy die lewe nie sien. So om te glo in God beteken om te doen wat hy sê. Anders glo jy nie. Geregverdig, Handelinge 13:39, en elkeen wat glo, deur hom geregverdig word, elkeen dan wat glo, en deur hom geregverdig word van alles waarvan jy deur die wet van Moses nie geregverdig kan word nie. Hierdie konsep verstaan baie van ons verkeerd. Die wet van God, wat deur Moses aan die mens bekend gestel word, dis hoekom hulle sê Moses se wet, maar dis God se wet. Daardie wet gee jou die ewige lewe, dit red jou nie. Daardie reg maak jou nie regverdig in die sin van laat jy gered word nie. Gered is deur geloof. Gehoorsaam is om dit te doen. Daarom loop al hierdie aspekte hand aan hand. Romeine 2:13. Omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig word. So jy word geregverdig, en hierdie geregverdig is nie redding nie. Hierdie geregverdig is om in die regte verhouding met God te staan. En dis hoekom ek baie keer sê, wanneer julle die briewe veral van Paulus lees, en hy praat van regverdig, bepaal, sê hy gered, of sê hy in die regte verhouding. Want is presies dieselfde woord, en op deur ons vertalers gegee, maar in Hebreëus is dit twee verskillende woorde. Okay. En daarom raak die mense deur mekaar en sê ek is geregverdig. En dan is ek geregverdig omdat ek gered is, of is ek geregverdig omdat ek die woord doen? En albei is dieselfde woord in Afrikaans en in Engels. Geheilig beteken eenkant gesit. Romeine 6:22. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God. So ek en jy is vry, ons doen nie meer sonde nie. Nou doen ons wat God wil hê ons moet doen. Het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. So die ewige lewe kom eers wanneer jy die vrug dra van heiligheid. Wanneer jy die vrug dra van heiligmaking. En dan uiteindelik kom die ewige lewe. Genesing, 2 Korintiërs 4:6. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. So die uiterlike mens, die ou mens volgens sonde, die kei gaan agteruit, word swakker, maar die innerlike mens word elke dag nuwer, word elke dag jonger, word elke dag sterker, groei elke dag en sterf nie elke dag. Joshua, Jesus sê self vir ons, Matteus 9:12, maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is, hulle het hulp nodig. Die laaste oes dan, en daarna is dit die ewigheid wat oorbly, 'n ewige lewe of 'n ewige verderf. Alle mense gaan vir ewig voortbestaan, almal, want die siel kan nie sterf nie. So die ding is net waar spandeer ons tyd, in 'n ewige lewe of 'n ewige verderf. Geloof, gered, gehoorsaam, gebooie, geregverdig en genees. En dan bly die ewige lewe saam God oor. Matteus 3:12. Sy, dis Joshua, Jesus, sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambind, maar die kap sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. So slegs dit wat nuttig is vir God se koninkryk, die goeie werke,
met die regte hartsingesteldheid gaan bly bestaan. Die res sal alles verbrand. Het ons al in ons self gesterwe? Wie is jy? Wie is ek? So daardie vraag vir onsself in die stilte vra. In die onkruid, is daar nog onkruid in ons lewe? Die koringaar, is jy ryp en buig jy voor God neer? Doen jy God se wil, God se manier, of jou wil en jou manier? Wat bly van jou oor as God die koring uitgeslaan het? Kaf of 'n koringkorrel wat hy wegberg aan die stuur? Is ons gereed vir die oes? Is ons gereed vir die insameling? Ons moet in onsself sterf. Johannes 12:24. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. So ek in myself moet sterwe, nie my planne nie, nie my maniere, nie hoe ek dit wil doen nie, maar ek moet sterf en wat dan groei is God se wil. Dit wat God sê, dit wat hy wil doen deur jou bediening met ander woorde. En almal het 'n bediening. Nie almal het dieselfde bediening, maar almal het goed wat hy vir die koninkryk moet doen. Net soos wat jy in jouself, jou eie begeertes moet sterf en God se wil doen om die ewige lewe te verkry, so moet die mens, man en vrou in hulle self sterf en saam die verbondshuwelikspad begin stap. So wanneer jy in 'n huweliksverhouding is dit presies dieselfde. Jy het jou planne, jou maat het sy of haar planne. Saam moet julle planne een plan word. Die man bly die hoof, soos wat die woord sê, sekere dinge wat dit beteken. Die vrou is onderdanig aan die man heers oor die vrou in liefde en so meer, maar saam moet jy nou 'n pad stap. As jy jou eie planne het, gaan dit nie werk nie. As jou vrou haar eie planne het, gaan dit nie werk nie. Julle moet nou saam planne maak vir die toekoms. In Jasma. Jasma moet die middelpunt wees. Moet nooit vir God vra om jou lewensmaat te verander nie. Hoekom nie? God like dalk jou lewensmaat soos hy is of soos sy is. Ek moet verander. Hoe weet jy wie en wat God wil hê jou maat moet wees? Vra dat God jou verander, sodat jy jou maat deur God se oë sien. Want elkeen van ons is spesiaal. Elkeen van ons is kosbaar. Elkeen van ons het 'n foute. Ek glo dit nogal redelik vas, ons is nog nie daar dat ons nie foute het nie, mense ons kan afkom. So Vader sien deur Jasma se bloed my foute ook. So daarom moet ek deur die mercy, deur die genade van God, die foute in my maat se lewe oorsien. En ek moet Vader vra, verander my. Dis makliker om jouself te verander as iemand anders. Weet jy dit? As ek myself kan verander deur natuurlik God se hulp en genade, is dit ek weet wat pla my. Ek weet wat die issue is. Ek vra vir Vader, oorkom dit en ek oorkom dit. As ek iemand anders, my maat of enigiemand anders wil verander, moet ek eers met God praat. Dan moet ek hoop God hoor my. Dan moet ek weet God wil die ou verander. Dan moet God met daai ou praat. Dan moet ek hoop God hoor wat daai ou sê. En dan moet ek hoop daai ou wil doen wat God sê. En as dit net ek is dit mos vinnig. Nie waar nie. Okay. Net so 'n bietjie inligting. Aba, ons wil U loof en prys. Ons dank U dat U die volmaakte is, die regverdige, die heilige is. En ons dank U dat ons voor U kan staan in swakheid, want ons het U nodig. Ons probeer maar, en ons val maar U is altyd daar om ons op te tel. Help ons om ons oë gefokus te hou op Jasma, om ons denke daagliks te vernuwe, sodat die inner mens kan groei tot die volle gestalte van U Jasma, ons meester.
en help ons, Vader. Ons loof en ons prys U. Maak ons self gereed vir die groot oeste wat U gaan bymekaar maak. En ons dank U dat ons sal reg wees, dat ons sal gereed wees wanneer U die oes insamel. Het sy die graanoes of die druiweoes. Ons loof en ons prys U daarvoor, Vader, in Jesus se naam, Here ons U. Amen.